Teenoor pragmatisme en humanisme verkondig ons 'n gekruisigde Christus. Vandag 1 Korintiërs 1 vers 21 tot 25. Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid, ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Dit was en dit is God se vaste en vrye besluit om self te kies hoe hy mense wil red. Daarom sê die apostel Paulus hier, God het verkies om mense te red op 'n bepaalde manier. Dit is deur God se wysheid wat hy hierdie besluit gemaak het, wat hy self dit so verkies. Nou wat is die manier wat God mense red? Wel, die apostel Paulus begin in vers 21 deur vir ons te wys hoe God dit nie doen nie. God het in sy wysheid besluit om nie mense te red deur die wêreldse wysheid nie. Jy kan nie God leer ken deur die wysheid van mense nie. Deur die vermoë van mense nie, deur die argumente van mense nie, die rasionele debatte van mense nie. Dit is nie hoe God homself wil laat ken nie. So enige vorm van wysheid wat berus op die vermoë van 'n mens, ons kan maar weet, op so 'n weg is daar geen verlossing, is daar geen redding nie. Dit is hoe God het besluit het. Hy het besluit om nie mense te red op hierdie manier nie. Maar hoe dan wel? Hoe red God mense? Die apostel Paulus verduidelik vir ons. God het verkies om hulle wat glo te verlos, en hier kom die manier, die weg, die wyse, deur die dwaasheid van die verkondiging. Die verkondiging van wat? Die verkondiging van die boodskap van die kruis, die verkondiging van die evangelie. Dit is wanneer die evangelie geglo word, daardeur word mense gered. God het verkies om mense op hierdie manier te red. Nou die wêreld beskou dit as dwaasheid. Hulle beskou dit as simpel, as absurd, as barbaars. En ons gaan net nou meer daaroor hoor. Maar die apostel Paulus sê, dis hoe God dit verkies het in sy wysheid om mense te red. Wanneer mense nie in hulle eie vermoë, in hulle eie krag, in hulle eie wysheid berus nie, wanneer hulle nie redding soek in hulle eie rasionele denke nie, of in hulle wetenskap of tegnologie nie, maar wanneer hulle luister in geloof na die boodskap van die kruis. Wanneer daai woord gehoor word, daarin lê die krag van God. En nou sou ek vir jou miskien kon vra, hoeveel maniere lig Paulus hier uit? Hoeveel maniere is daar wat 'n mens gered kan word? Hoeveel paaie lei na Rome? Op hoeveel weë moet jy gaan? Of kan 'n mens gaan? Watter opsies is daar om gered te word? Die apostel Paulus spel net een uit. God het dit goed gedink in sy wysheid, hy verkies dit so om op een manier mense te red. En die enigste manier om mense te red is deur die verkondiging, deur die prediking van die evangelie. Nou goed, ons het net nou gehoor, Paulus sê dit is die dwaasheid van die verkondiging. Die wêreld beskou dit as dwaasheid. Hoekom beskou die wêreld dit as dwaasheid? Want die prediking en die evangelie, die boodskap van die kruis, kom nie oor as een of ander wyse meesterstuk nie. En tog is dit die krag van God. Elke een wat hierdie eenvoudige, of in die oë van die wêreld, dwaase boodskap glo, sal gered word. Maar dit strook nie met die wysheid van die wêreld nie. Dis verkeerd om vir die wêreld. Dis absurd vir die wêreld. En Paulus gaan hierop uitbrei in vers 22. Hy gaan uitbrei met dit wat hy bedoel met die wysheid van die wêreld, of waarom dit vir die wêreld dwaas is. En hy sonder dan veral twee groepe uit. Hy verwys na die Jode en na die Grieke. En hierdie twee groepe is ook teenwoordig daar in die gemeente in Korinthe, die Jode en die Grieke. Maar met die twee groepe wil Paulus nou nie gaan pik op spesifieke mense nie. Hy wil eintlik dui op twee verskillende wêreldbeskouings. Dit gaan op twee verskillende
maniere uitloop waarop 'n mens kyk na redding, waarop 'n mens kyk na God en hoe jy kyk na die wêreld om jou. So dit gaan hier oor wêreldbeskouing. Dit gaan hier oor die grondliggende idees wat mense het, en die Jode en die Grieke is dan die twee groepe mense wat Paulus gebruik om dit te verduidelik. Die Jode aan die een kant, hulle wêreldbeskouing is baie pragmaties, sou ons kon sê. En dis hoekom Paulus sê in vers 22, die Jode vra tekens, pragmaties, dit wat prakties werk, so is die Jode gesind. Met ander woorde, kom ek verduidelik dit baie eenvoudig. Die Jode wil fisies sien hoe God wonders doen, en hulle wil sy krag in die praktyk beleef. Hulle redeneer vanuit die praktyk. As hulle nie God se krag en sy werking kan sien en prakties ervaar nie, dan sal hulle nie sommer glo nie. En hierdie pragmatisme is 'n voorbeeld van wêreldse wysheid. So mense wil eers die bewyse sien. Hulle wil hê jy moet prakties kan aantoon waar God is en hoe hy werk. En as jy dit kan doen, dan sê die persoon, dan sal ek glo. Want ek wil redeneer vanuit die praktyk. Nou, gaan kyk mooi, want hierdie tipe gesindheid is ook onder ons. 'n Wêreldse wysheid. Dis die manier hoe ons redeneer. Ek wil vanuit die praktyk redeneer, na die beginsel. Nie vanuit die skrif, vanuit die beginsel van God se woord. Ek wil nie vanuit God se wysheid redeneer na die praktyk nie, ek soek dit andersom. Dis die pragmatiese wêreldbeskouing. Dis die Jode wat vra vir tekens. Maar dan is daar ook die Grieke wat soek na wysheid. En hier sou ons miskien kon verwys na humanisme, die wêreldbeskouing van die humaniste. Kom ek verduidelik dit 'n bietjie meer. Die Jode plaas klem op die sigbare praktyk. Maar Paulus sê die Grieke soek wysheid, hulle fokus weer op die intellek, hulle fokus op die rasionele, hulle fokus op die filosofiese, die spekulatiewe. Hulle soek wysheid. En daai wysheid waarna hy hier verwys is natuurlik nou weer eens die wêreldse wysheid. Hulle is nie op soek na God se wysheid nie. Hulle wil graag by wyse van die rasionele, die wetenskaplike, die menslike vermoë wil hulle uitkom by God. Hulle wil redeneer, hulle wil filosofeer, hulle soek goeie toesprake, hulle soek weldeurdagte argumente. Dit, sê hulle, sal hulle oortuig om in God te glo. Nou, hierdie beskouing, hierdie wêreldbeskouing van die humanisme is volop, is reg deur die kerk, is reg deur ons kultuur. Mense soek die nuutste, die beste argumente, die wetenskaplike beskouings, en as daai beskouings dui op God, dan, sê hulle, sal hulle glo. Maar as die filosofie en die wetenskap van die dag nie dui op God nie, as daai bewyse nie daaruit uitkom nie, as jy nie 'n weldeurdagte argument kan voer wat berus op jou rasionele bevindings nie, dan gaan ek nie glo in God nie. Dit is 'n wêreldbeskouing van hierdie wêreld. Dis die wysheid van hierdie wêreld, dis humanisme. Maar dan sê die apostel Paulus die teendeel. Ons egter, ons, die gelowiges, die wat geroep is, die wat glo, ons egter, wil nie pragmaties of humanisties wees nie. Die apostels, die gelowiges, soek nie al ewig na dit wat in die praktyk duidelik is nie, vra ook nie al ewig na dit wat die nuutste argument of redenasies is nie. Nee, ons verkondig, ons preek, ons proklameer, ons maak bekend. Dit berus nie op ons wysheid nie, dit berus nie op ons vermoë nie, dit berus nie op dit wat ons kan waarneem met ons sintuie nie. Ons verkondig eenvoudig dit wat God reeds geopenbaar het. Wat verkondig ons? Ons verkondig 'n gekruisigde Christus. Die paradoks van die kruis. Ons verkondig Christus wat vir ons gesterf het sodat ons sal lewe. Dis wat ons bekend maak. Deur die dood van die held het daar vir ons redding en lewe gekom. Nou hierdie gedagte is so absurd vir die pragmatis. Die apostel Paulus sê, vir die Jode is dit 'n struikelblok, want prakties kan jy nie die krag van God sien in die dood van Christus aan die kruis nie. Dit maak nog nie sin nie. Hoe kan jy sê dat die Seun van God
dood gegaan het. Dit kan mos nie God wees nie. Waar is die krag van God? Waar is die praktyk van 'n triomfantelike Messias wat met krag en mag die vyande vernietig? Vir die Jode is dit 'n struikelblok. Vir die nie-Jode of vir die Grieke is dit ook 'n dwaasheid. Vir die humanis is 'n gekruisigde Christus so 'n vreemde, barbaarse boodskap. Die kruisiging van 'n ander man. Hoe kan jy sê jy word gered deur die bloedvergieting van 'n ander man? Sekerlik moet daar 'n meer elegante weg van redding wees. Nie deur bloed en kruis en wraak van God nie. Die humanis wil niks daarvan hoor nie. Maar dit is wat ons verkondig, sê die apostel Paulus. Die gekruisigde Christus. Net 'n laaste nota hier oor die woord gekruisig. Die manier hoe dit hier in die Grieks staan, dui daarop dat dit vir ewig so bekend sal staan dat Christus die gekruisigde is. In ander woorde, sy verlossingswerk as gekruisigde is steeds effektief. So hy is een keer gekruisig, een offer vir altyd, hy gaan nie weer gekruisig word nie, maar hy staan nou nog en sal vir ewig bekend staan as die gekruisigde. Want is deur sy kruisoffer wat daar vir ons redding kom. In vers 24 en 25 lees ons, vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God. So vir die wat glo, binne in die wat glo, of hy nou 'n Jood is of 'n Griek is, binne in hom is daar nou 'n nuwe krag aan die werk. En wat is daardie krag? Dis die krag van God. Dit is Christus. In die gelowige is Christus aan die werk. En hierdie krag van God, Christus, is besig om binne in die gelowige die sondige beskouings en neigings te triomfeer, te oorwin. Hy heers daaroor, hy breek dit in ons af. Daai krag is Christus self. Hy verpletter die wysheid van mense en hy werk kragtig in ons om ons te red. Die krag van God is in die wat geroep is. Is in die wat glo. En die apostel Paulus gaan verder en hy sê, Christus is nie net die krag van God nie. Christus is ook die wysheid van God. So in die geroepene, in die gelowige, is daar ook 'n nuwe wysheid aan die werk. Nie die wysheid van die wêreld nie, maar Christus. Christus is die wysheid van God. Die nederige gelowige sal vind dat die mees besondere teken en die hoogste wysheid juis opgesluit lê in die paradoks van die kruis. Ons begin in onsself vind dat wanneer die Gees in ons werk, dan begin ek verstaan dat die kruis werklik die wysheid van God is. Ek verstaan dat die krag van God juis werksaam is in die verkondiging van hierdie boodskap. Maar ek kan dit nie sien as ek nie die wysheid van God in my het nie. Want ek redeneer volgens die wysheid van hierdie wêreld. Ek het 'n verkeerde wêreldbeskouing. So ek het 'n nuwe wêreldbeskouing nodig. Ek het die krag van God en die wysheid van God in my nodig, sodat ek die kruis kan sien vir wat dit werklik is. Here, ons erken voor U dat die boodskap van die kruis dalk nog vir ons in baie opsigte verwarrend is. Of ons kan nog nie mooi sien hoe U wysheid en U krag juis daarin geopenbaar word nie. En ons bid daarom dat U ons oë sal oopmaak vir U wysheid. Gee ons 'n Bybelse wêreldbeskouing. Gee dat ons nie met menslike vermoë en pragmatiese argumente probeer om slimmer te wees as U nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.